Groete in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. 'n Splinter nuwe jaar. En in hierdie nuwe jaar is dit eintlik soveel geleenthede wat 'n mens die Here gee. Welkom by Gebedsarende. Die groot voordeel van 'n nuwe jaar is, jy kan al jou mislukkings en jou teleurstellings en jou stryd van 2025 daar begrawe. En jy kyk hierdie jaar in die oë wat vars voor jou lê, en daar's 'n paar waarhede wat jy moet vasmaak aan jou hart. En die groot ding wat ek vandag met jou wil deel is, laat jou lewe tel, want jy het net een. Jy lewe net een keer, jy gaan nooit weer hier verbykom nie. Daarom moet jou lewe tel tot eer van die Here, want jy weet nie hoe lank jy het nie. Dis mos die realiteit, nee, dat ons staan aan die begin van hierdie jaar, ons het dalk drome en planne en gedagtes en jy weet nie, want jy het net vandag. So, my gebed vir jou is dat jou lewe sal tel, daar waar jy beweeg, in jou werksplek, in jou vriendekring, in jou familie, selfs in jou straat, selfs ook in jou gemeente. Laat jou lewe tel. Laat dit 'n impak maak en my doel is om jou toe te rus dat jou lewe 'n verskil sal maak tot eer van die Here. So kan ek net gou 'n paar gedagtes met jou deel uit Jeremia 17 vers 7. Daar staan: Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Die King James sê, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. As ek nou vir jou sal vra, maak vir my 'n sin met hoop in, die woordjie hoop in, dan sal baie mense dalk sê, ek hoop dit sal beter gaan. Ek hoop vir 'n beter werk. Ek hoop dinge werk vir my hierdie jaar beter uit as laas jaar. Maar dis nie wat Bybelse hoop is nie. Bybelse hoop is nie in iets nie, maar in iemand. Daar's 'n baie groot verskil, dis die groot waarheid wat ek vandag vir jou wil vertel. Hoop in die woord van die Here is nie in iets nie, dat ek iets soek nie, en dit sal my hoop gee nie, maar hoop is in iemand. Romeine 5 vers 5, en die hoop beskaam nie, the hope does not disappoint, stel nie teleur nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. So dit gaan oor, God het jou lief. Niemand kan jou lief hê soos die Here jou lief het nie, en niemand gee vir jou om soos hy nie, en dis wat die Heilige Gees elke dag in ons harte wil uitstort. So dis nie 'n kwessie dan van, ek hoop so nie. Dis nie onseker nie. Die hoop wat ek het, is gewortel in Jesus en wat hy beloof. Want ons lees mos, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het onder ons kom woon, vlees geword, en onder ons kom woon. So, die woord is Jesus, Jesus is die woord. So, as Jesus en sy woord, en sy beloftes in my geanker is, daar lê my hoop. Ek hoop nie in mense nie, ek hoop nie in 'n beter uitkoms nie, ek hoop nie vir ander situasie nie. Dis die eerste waarheid wat ek vandag met jou wil deel. My hoop is Jesus en sy woord, en mag jy die woord van die Here liewer kry as ooit. Die woord is die grootste ding wat die Here vir ons nagelaat het, en veral as hy dan lewend gemaak word deur die Heilige Gees. En wanneer jy die woord lees, vra dat die Heilige Gees die woord lewend sal maak. Hebreërs 6 vers 11 en 12 is die tweede waarheid wat ek vandag met jou wil deel. Ons wil hê dat julle die Here met ywer sal dien, tot julle heeltemal seker is van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die beloftes is. Dis 'n aangrypende vers hierdie, is dit nie? Dat julle die Here met ywer sal dien, totdat julle heeltemal seker is van die hoop tot die einde toe. So daar's 'n proses, en daar's 'n commitment, en daar's 'n toewyding, sodat julle nie traag word nie, moet opgee nie, moedeloos word nie, langs die pad gaan sit nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die beloftes is.
Jy sien, ek praat baie oor die beloftes in die woord van die Here en ons bid die woord van die beloftes van die Here en ons verklaar die beloftes van die Here, maar kom ek sê jou wat, dis nie goedkoop nie en daar is nie 'n kort pad nie. Ons praat oor effektiewe gebed, maar dis nie rympies op sê nie. Dis nie sommer maar net, okay, hierdie ou sê ek moet dit doen, nou doen ek, nou wil ek die resultate hê nie. Sodat julle deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die beloftes is. So jy word net 'n erfgenaam van die beloftes op grond van hierdie twee, kom ons sê, dis die twee bene waarop jy in die beloftes instap. Die twee bene waarop jy in die beloftes van die Here instap is 1, geloof. Dis 'n vaste vertroue dat ek in die hand van die Here is, dat die Here in beheer is. En die tweede ding is lankmoedigheid. Jy kan nie opgee nie en besluit sommer nou aan die begin van hierdie jaar. Hierdie is die jaar waarin jy nie opgee nie oorgee nie onderhandel met die vyand nie, maar jy vlieg hoog in die Here. Hierdie is die jaar waarin jy geanker is in die Here. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. So die grootste rede waarom deurbrake en wonderwerke uitbly, is omdat mense ophou. Omdat mense momentum verloor, te gou moedeloos word. So, in Hebreërs 6 sê hy, jy word 'n erfgenaam van die belofte deur geloof en lankmoedigheid totdat dit gebeur, of totdat jy dan na die Here toe gaan. So dit is die groot tweede waarheid. Die derde groot waarheid wat ek met jou deel is, hoop is die anker van jou siel. Siel is jou gedagtes, jou emosies, jou denke, en hierdie is mos waar die vyand baie keer die grootste impak op jou lewe het. Want jy sien, ons natuurlike tendens is om te neig na die negatiewe. Voor die dag nog begin jy met gedagtes wat jy bekommer oor die dag, wat die dag gaan inhou en wat alles nog vir jou voorlê, en daar's vrees en daar's worst case scenario's, wat 'n ou dink, die ergste wat kan gebeur is wat jy dink, en dis waarom 1 Tessalonisense 5 vers 8 sê, maar laat ons wat van die dag is, want ons lewe nie in die duisternis nie, nigter wees, met die borswapen van geloof en van liefde. So jy beskerm jou hart met geloof en met liefde, en met die helmet is die hoop van ons redding. Die beskerming van jou gedagtes en van jou emosies is die feit dat die Here jou gered het, omdat hy jou lief het. Want jy weet, ons redding word nie verdien nie. So jy moet in die ou dae, toe ons in die weermag was, is jy toegerus met 'n uitrusting vir 'n gevegsuitrusting. En daar was 'n webbing wat so 'n rugsak was met jou patrone en jou waterbottel in. Jy het jou geweer gehad, jy het gevegsteewels aangehad en op jou kop het jy wat ons genoem het 'n staaldak gehad. Is 'n helm wat jou moes beskerm. Jou kop moes beskerm vir koels van die vyand. En ek dink, kind van die Here, as jy nou Efesiërs 6 lees van die volle wapenrusting aantrek, dan verstaan ons baie keer nie daai volle wapenrusting nie, want Paulus beskryf 'n Romeinse soldaat se wapenrusting. Maar gaan sit jy nou en doen 'n studie van, hoe lyk wapenrusting vandag, as jy moet dink aan, wat moet in jou webbing wees? Koels. Wat is die koels? Dis jou prayer bullets wat kom uit die woord van die Here. 'n waterbottel wat die woord van die Here is, want die woord van die Here is jou water as jy dors is. Dit moet daar wees. Dan moet jy jou geweer reg hê. Jou geweer is die woord van die Here. En jy moet hom kan gebruik met die koels wat daarin is, wat die beloftes van die Here is, en die verklarings wat daar in die woord van die Here is, en 'n staaldak, om jou gedagtes, jou emosies en jou denke te kan beskerm, want jy gaan dit nodig hê. Jy sien, dit beskerm jou gedagtes teen negatiewe verwagtings van die pessimistiese uitkyk van die wêreld, die negativiteit wat rondom jou is. Hoop bring jou terug na wat die Here beloof het. Die woord vir redding in 1 Tessalonisense 5 vers 8, saligheid, beteken eintlik in die Grieks om heel te wees, om gesond te wees, om bewaar en beskerm te word en om vrede te hê. So redding, as die Bybel praat van saligheid in die Nuwe Testament, praat hy nie net van gered om eendag hemel toe te gaan nie. Die woord beteken, ek is heel in elke area van my lewe. Ek is gesond. Die Here bewaar en beskerm my en ek het vrede.
Dis wat die Here vir jou beloof as jy geanker is in hom. Hoor wat sê Hebreërs 6 vers 19. Ons moet vashou aan die hoop, want dit is 'n anker van die siel, wat veilig en vas is. As ek sê anker, dink jy mos dadelik aan 'n skip, né? En daai anker is om in die hawe te vasthou, maar die anker werk ook in 'n storm. As daar 'n storm op die see is en die golwe wat jou uitmekaar wil slaan, dan sak jy jou anker om jou vas te hou. As dit rof begin raak, is die anker jou vastigheid, jou stabiliteit, die gewig wat jou in die storm vashou. Dis Bybelse hoop. Dis die gewig wat jou vashou as dit donker begin raak. Hoop laat jou anders kyk na wat voor jou is. En 'n baie mooi voorbeeld daarvan is toe die 12 spioene uitgestuur is om die beloofde land te gaan verken, want dis wat die Here beloof het. Kom 10 terug en sê, dit is soos die Here gesê het, dit is wonderlik. Hierdie land loop oor van melk en honing, wat die Here beloof het is asemrowend, maar daar's 'n vyand tussen ons en die beloofde land, en hulle is soos reuse, en ons is soos sprinkane. Ons sal nooit by daai vyand verbykom nie. En hulle moet omdraai na die woestyn toe, en hulle sterf in die woestyn. 2 het anders gekyk. Hulle sien dieselfde, maar hulle kyk anders. Dis 'n groot geheim hierdie. Hulle sien dieselfde goed as wat die ander 10 gesien het, maar hulle kyk anders. Josua en Caleb kyk na dieselfde omstandighede. Hulle sê, ja, die land is wonderlik, dit gaan fantasties daar wees, daar is 'n vyand tussen ons en daardie land, maar hulle is vir ons 'n stukkie brood. Hulle is ons snackboksie. Dis hoe 'n mens kyk as jy geanker is in die belofte, want die Here het gesê, hy gee ons die beloofde land. Ek verwonder my baie keer, die beloftes in die Here, jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Jesus het daarvoor betaal. Hy gee dit. Elke belofte in die Here is ja en amen in Jesus Christus. Hy maak dit waar. En jy moet net op 'n plek kom waar jy dit kan ontvang. Jy moet op 'n plek kom waar jy dit vir jouself kan toeëien en jou eiendom kan maak. Dan sien jy die verskil. So, as Josua en Caleb terugkom, dan sê hulle, nee julle. Numeri 14 vers 9, kom ons vat hierdie plek. Jy kyk anders as jy deur die lens kyk van die Here se beloftes en die Here se woord. Daarom kon hulle uiteindelik ingaan in die beloofde land. Geliefde, hierdie jaar sal sy kwota druk en sy onsekerheid bring. Maar as jou hoop geanker is in Jesus, sal jy meer as 'n oorwinnaar wees, en as die storm verby is, sal jy bly staan. Onthou jy die gelykenis wat Jesus vertel het van as jy huis op sand bou en die storm kom, dan sak hy in mekaar. Maar as jy bou op 'n rots, Jesus sê, ek is die rots, nee. Hy is die rots, sy woord is ook 'n rots. As jou hoop geanker is in Jesus, kan die storm maar kom, maar jy sal bly staan. Jy sal jou uitdaging in die oë kyk en nie omdraai nie. Jy sal sê, jy is vir my 'n snackbox. Laat hoop jou siel in 2026 anker. Laat dit jou hart stil maak. Laat dit die lens wees waardeur jy kyk. Die reis waarop die Here my gesit het, het hy my opdrag gegee, skryf neer wat ek vir jou sê, dat jy my volgelinge kan toerus om effektief te wees. Mag jy in hierdie jaar 'n effektiewe kind van die Here wees. Nie 'n passiewe kind van die Here nie, maar 'n aktiewe kind van die Here wat resultate sien. Mag jy grondgebied terugvat in die Here, maar daarvoor sal jy in die woord van die Here moet kom en jy sal moet leer om effektief te bid. As jy meer wil weet oor al die geheime wat die Here vir my oor gebed oopgemaak het, gaan na ons webwerf na www.prayerevangelist.com www.prayerevangelist.com. Daar gaan jy die boeke sien wat ek al geskryf het, 'n hele stewige handvol. Jy kan dit op die hardcopy, die gewone papierboek kry, of jy kan 'n e-boek koop, wat jy dan dadelik natuurlik kry as 'n PDF-file. Rus jouself toe. Ek wil vir gemeentes 'n woord van die Here afgee. Hierdie is 'n waterskeiding jaar. Maleagi sê dat ons in die laaste dae weer die onderskeid sal begin sien tussen die wat die Here dien en die wat nie die Here dien nie. En ek is oortuig daarvan dat ons in hierdie jaar 'n skeiding gaan kry.
en jy gaan sien wie dien die Here en wie dien nie die Here nie. Ek wil jou weer uitnooi, as julle 'n groepie bidders is en julle wil 'n bietjie beter toegerus wees en my materiaal vir julle bring, dat julle kan sien waaroor dit gaan, ek kom gratis. Jy reël die venue, jy reël die dag, gewoonlik op 'n Saterdag en die tyd, en ek kom en dit kos jou niks. Stuur vir my 'n e-pos en ek gaan vir jou reageer dat ons vir jou 'n datum kan vasmaak so gou as moontlik. Ek het ook 'n passie dat ons dorpe sal terugvat vir die Here. Kyk, dit help nie ons probeer dit op hierdie vlak regmaak as die geveg eintlik in die geesrealm is nie. As Daniël veg vir sy land, dan kom die engel Gabriël deur na hom toe en sê, ek is weerhou om by jou uit te kom. Daar was 'n geveg in die geesrealm en vir 21 dae moes Daniël vas en bid. So as jy begin bid vir jou dorp, of vir jou gemeente for that matter, of vir jou familie selfs, of vir die buurt waar jy bly selfs, is daar dis onmiddellike oorlogsverklaring in die geesrealm. En die meeste kinders van die Here verstaan niks daarvan nie, wat baie, baie hartseer is, want my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en ek dink die King James sê, are destroyed for a lack of knowledge. So die oomblik as ek sê, ek bid my familie, of ek bid, selfs my huwelik, of ek bid my finansies, is dit eintlik 'n oorlogsverklaring. En dan moet jy toegerus wees, jy moet daai webbing aan hê, jy moet jou geweer hê, jy moet weet hoe daai geweer werk, jy moet weet hoe hy kan werk, en hoe om hom te laat werk, en hoe om hom effektief te laat werk, en jy moet 'n helm hê, wat jou denke kan beskerm. So, gaan na www.prayerevangelist.com en ek wil jou help. Dorpe terugvat is 'n oorlog. Dis 'n geweldige oorlog, want oor elke dorp is daar 'n sterk man aangestel in die geesrealm. Gaan lees Efesiërs 6 en verstaan waaroor dit gaan. Ek weet baie kinders van die Here glo die misleiding van ons is nie in 'n oorlog nie. Gaan lees net weer Efesiërs 6, dan kyk jy maar net weer 'n bietjie daar staan. Laat die woord van die Here jou lei, laat die woord van die Here met jou praat. Die oomblik as jy sê ek wil my dorp terugvat, is daar 'n oorlog in die geesrealm en die sterk man dispatch troepe, stuur, ontplooi 'n weermag om die gebede te keer, om die bidders te stop. Ek wil jou toerus, ek wil jou help, hoe om hierdie effektief te doen, en ek kan vir jou voorbeelde gee van hoe dit werk in die praktyk. So as jy wil vat jou dorp terug, reël, organiseer, praat met my, gesels met my, stuur vir my 'n e-pos, en ek gaan met jou kommunikeer, dat ons 'n strategie in plek kan sit, 'n datum vir jou kan gee, van vat jou dorp terug. Dan die laaste ding wat ek vandag weer met jou wil sê, jy gaan ook al die inligting daaroor kry by ons webwerf, is, daar's 'n weermag van evangeliste wat nou deur die Here opgeroep word vir diens. Party van hulle is 1 tot 1 evangeliste. Party van hulle is werksplek evangeliste. Party van hulle is markplein evangeliste. Party van hulle is selgroep evangeliste. Party van hulle werk met evangelisasiespanne. Party van hulle is crusade evangeliste. As jy 'n passie het dat die Here jou sal gebruik om mense vir die Here te wen, wil ek jou uitnooi op die 24ste Februarie, dink ek is die datum, begin hierdie jaar se skool van evangelisasie. Die skool van evangelisasie, rus evangelisasiespanne in gemeentes toe en rus individue toe om in hulle werksplek, selfs in hulle skole, 'n verskil te maak vir die Here, in hulle dorpe 'n verskil te maak van die Here, op al die vlakke van evangelisasie. As jy hierdie kursus wil doen, dis 'n 12 maande kursus, jy kry 'n sertifikaat aan die einde daarvan om te bevestig dat jy hierdie kursus voltooi het, en jy gaan 'n verskil vir die Here maak. Laat jou lewe tel. Ek het 'n probleem dat die kerk lei net pastore op. Die teologiese opleiding is gemik op pastore. Almal is nie pastore nie. Die Here se woord vertel vir ons duidelik dat sommige is, en dan noem hy ook evangeliste, sommige is herders, sommige is leraars, sommige is profete, en dan sê hy sommige evangeliste, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Almal is nie geroep om 'n pastoor te wees nie. As jy geroep is om 'n evangelist te wees, gaan na die webwerf, prayerevangelist.com, kyk wat staan daar alles geskrywe, want ek kan nie alles met jou in hierdie kort tydjie waarin ons saam is deel nie.
Maar dan kan jy daar's nog tyd dat jy kan inskryf om teen die einde van Februarie, jy sal die datums presies daar op ons webwerf sien. Skop ons af met die 2026 skool vir evangelisasie. Dit sal jou lewe verander. Dit sal jou verryk. Ek wil selfs pastore aanmoedig. As jy wil weet, hoe kan jy evangeliste of 'n evangelisasiespan in jou gemeente oplei, doen die kursus, en dan gebruik jy daai materiaal en rus die evangeliste of die evangelisasiespan in jou gemeente toe, want ek glo, die pastoor se beste vriend is 'n Nuwe Testamentiese evangelis, en die evangelis se beste vriend is die pastoor. Die twee moet in 'n span saamwerk. Ek glo nie in fly-by-nights, in hit and run evangeliste wat maar net op die circuit is, en daar's geen verhouding nie, en daar is geen eintlik sigbare vrug wat 'n mens kan gebruik om die koninkryk van die Here op te bou nie. Die kursus is so volledig, dit behels ook 'n disipelskap program waarin jy nuwe mense wat tot bekering kom deur die evangelisasie aksies in disipelskap kan oplei, in selgroepe kan implementeer. Hierdie is die volledige pakkie. Jou tyd is min as jy wil registreer vir die 2026 skool vir evangelisasie. Hierdie is die jaar waarin ons vir die Here verskil kan maak. Jy kan maar net rondom jou in die wêreld kyk. Jy kan maar net kyk wat gebeur op die oomblik in Amerika en die oorlogswolke wat daar besig is om saam te pak oor wat daar gebeur met Venezuela en dreigemente oor Colombia en Groenland. Moenie dom wees nie. Rusland en Oekraïne, daai gaan uitkring in Europa in as die Here nie gaan ingryp nie. Hoor nou, gaan hierdie konflik uitkring in Europa in. Die tyd is min. Wat ons vir die Here wil doen, sal ons haastig moet doen. Ons sal dit nou moet doen. Ons sal dit effektief moet doen. Ons sal dit strategies moet doen. Dis dalk die laaste kans wat ons het. Ek roep jou op om aan te meld vir diens. Moenie passief wees nie. As jy niks doen nie, dan het jy iets gedoen. Hoor jy? As jy niks doen nie, om niks te doen is om iets te doen. En dit maak geen verskil nie. En wat gaan ons sê as ons voor die Here staan? So in hierdie jaar gaan ons hierdie program gebruik om jou op al hierdie vlakke toe te rus. Wat is die 7 pilare van intersessie wat moet val voordat ons kan 'n deurbraak in ons dorp kry? Hoe identifiseer ons die sterk man? Hoe kry ons sy naam? Hoe kan ons hom van sy troon afsit sodat Jesus op die troon van ons dorpe kan sit? Hoe om in 'n gemeente te sien hoe daar 'n omkeer bewerkstellig word? So as jy meer wil weet van al hierdie dinge, wil ek jou weer vra. Stuur my 'n e-pos, vra vir my jou vrae, as daar iets is wat jy nie verstaan nie, as daar iets is wat jy nie weet nie, vra my, stuur vir my 'n e-pos, ek gesels so graag met jou. Ek wil graag hierdie interaktiewe program hê. Ek wil hê ons moet saamgesels oor die uitdagings, ons moet saamgesels oor waarmee die Here besig is, dat ons saam 'n verskil in hierdie land kan maak, want ek glo dat ons in hierdie land geplant is vir 'n rede. Dis waarom ek nêrens gaan nie. Ek weet die Here het 'n plan met ons en ons gaan deel wees van daardie plan om 'n verskil vir die Here te maak. Dis altyd my groot voorreg om met jou te kan deel. Ek is so dankbaar vir die platform. Ek is so dankbaar vir Clemens hulle en vir Kruiskyk wat hierdie geleentheid moontlik maak, vir Ref wat al die tegniese goed daarmee hanteer. Mag jy in hierdie week die seën en die guns van die Here beleef.